Baie welkom in die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Soos ons pas gebid het en gesê dat die woord sê waar 2 en 3 in my naam vergader is, ek in hulle midde, en God se Gees is hier, ek kan het onomwonderlik verklaar, want die Bybel sê so. Ek wil vanmorgen met u gesels oor geloof verander alles. En ek wil gaan na die verhaal van Lazarus, 'n bekende gedeelte, dis hoofstuk 11 in Johannes. Ek gaan nie die hele hoofstuk lees nie, dis 'n hele 44 verse. Dit gaan ons 'n tydjie vat, presies wat hier ons môre weer 'n irritasie. Net so 'n stellingkie maak hierso. Ons sien die verhaal van Lazarus, dit is baie bekend. Lazarus wat in die graf het opgewek was. Nou die naam Lazarus in Hebreëus is Eliasar of Eliasar. En dit beteken God het gehelp, God helps, God het gehelp. En dan is daar ook 'n verskil wat ek net wil uitwys aan die begin van die boodskap, is dat Lazarus was opgewek uit die dood en hy het nie opgestaan nie. Want as jy verreese is, soos Jesus, dan sterf jy nie meer nie. Maar as jy opgestaan het, is jy nog steeds 'n sterflike liggaam. As jy opgewek is uit die dood, as jy opgewek is jy nog steeds sterflike mens. Maar as jy opgestaan het uit die dood, en soos Jesus, dan sterf jy nie weer nie. Jesus kry die boodskap terwyl hy besig is om te bedien en met mense te deel en mense te genees, kry die boodskap Lazarus is siek. En Jesus hoor dit en hy besluit hy gaan nog 2 dae vertoef. Nou, as ons vir iemand 'n boodskap stuur en sê, luister, ek het hulp nodig, en daai persoon vat 2 dae om te reageer, dan ons nog 'n houdingkie. En dan vertel ons vir mense wat ons dink. Dit is 'n vriende, en dit is 'n ding, en dan gaan ons aan, en ons gaan aan, en ons gaan aan. Maar Jesus sê nie, hy wag 2 dae, want hy weet dat hierdie 'n geleentheid is vir 'n wonderwerk, dat hierdie 'n geleentheid is om mense te evangeliseer, dat dit 'n geleentheid is om God se krag en mag oor die dood te bewys. Want dit gaan hier nie oor Lazarus, dit gaan nie oor 'n goeie vriend nie, dit gaan hier oor die koninkryk van God wat verheerlik moet word, en evangelisasie wat plaasvind. Dit gaan oor geloof bou, om vir mense te wys en te sê, niks is onmoontlik by God. Alle dinge is moontlik. Nou sien ons in vers 8, sien ons dat die disippels bekommerd is, hulle sê, toe Jesus vir hulle sê, na 2 dae, kom ons gaan af na Judea toe sê hulle vir hom, maar Here, die Jode het die aandag met klippe gegooi. Dis 'n bietjie gevaarlik. Ons gaan dit nie maak. Ons is 'n bietjie bekommerd oor hierdie ding. Maar dan sien ons dat Jesus vir in vers 9 en 10 antwoord hulle en hy sê vir hulle dat die sêging van sy woorde is dit, as julle wil voortstrompel op julle eie idees en julle eie opinies, dan gaan julle baie struikelblokke en onvoorsiene hindernisse op julle pad kry. En julle gaan seer kry. En julle gaan moeilikheid teekom. Maar julle sal veilig wees as julle op God se leiding staat maak. Dan kyk ons na Spreuke 3 vers 5 tot 8, dis vir my een van die pragtigste stukke in die Bybel gedeeltes. Spreuke 3 vers 5 tot 8. Vertrou volkom op die Here en moenie op jou eie insig staat maak. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Moenie dink jy die wysheid in pag nie, dien die Here en vermy wat sleg is. Dit is die geneesmiddel vir jou, die verkoking vir jou liggaam. Dis wat die woord van God vir ons sê. Moenie op jou eie insig staat maak. Laat jou weer onderworpe wees aan God se leiding. Ons sien dat in vers 16 dat Thomas, die ongelowige Thomas, is ook weer hierdie prentjie en hy sê, ja nee, kom ons gaan maar. Hy sê daar in vers 16, sê, kom ons gaan maar, dat ons maar saam met die Here sterf. Want hy verwag die ergste. En baie keer is ons soos ongelowige Thomas, ons reageer negatief. Ons reageer op dit wat ons ervaar, op wat ek in my vlees ervaar, en ek sê en ek reageer daarop. Ek moet oortuig word dat dit so gaan wees. Ek kan nie, ek is ook 'n baie logiese en 'n praktiese mens en vir my moet dinge ook sin maak. Maar daar's 'n perk
waar ons die dinge van die Here begin bevraagteken, waar ons sê, maar ek wil eers bewys hê. Daar's 'n tyd wat ons net moet glo soos Hebreërs 11:1 vir ons sê, dit wat nog nie is nie, asof dit reeds so is. Dis die tipe geloof wat ons moet hê. Onvoorwaardelike geloof, nie blinde geloof nie, onvoorwaardelike geloof, en daar's 'n verskil. Want ons moet nie in alles glo nie, ons moet seker maak, jy sien hulle, as ek en u in verhouding met Jesus Christus lewe, en ons ken sy stem, en ons ken wat sy woord vir ons sê in ons lewe, dan weet ons hoef nie te twyfel nie, dat wanneer God met ons praat, op 'n manier, dat ons sal weet dit is sy stem, en dat ons gehoorsaam sal wees, en dat ons geloof sal. Jy sien, ons mate van geloof verskil van mekaar. Dit verskil van oomblik tot oomblik. Ons het baie keer volle geloof in dinge en ons is opgewonde net om dan uit te vind dat ons vreeslik teleurgesteld en teneergedruk kan word omdat dinge nie gebeur het soos wat ons geglo het dit sal moet wees. Maar ons glo baie keer nie volgens God se wil en God se woord. Ons glo baie keer dit wat ons wil hê. Ons glo baie keer ons begeertes moet bewaar word. En die woord sê vir ons, maak julle begeertes aan my bekend, sodat ek en julle behoeftes kan voorsien. So het gaan nie oor wat ek wil nie, het gaan oor wat God wil. En dit moet ons altyd in gedagte hou. As sien ons Thomas, as die twyfelaar, hy skepties. Hy sê, kom ons gaan maar. Hy sukkel om in geloof te leef. Baie mense sukkel. Hulle het nie, dis nie dat hulle ongelowig is nie. Hulle glo in die Here, hulle glo in die Bybel, hulle glo in die woord van God, hulle glo dat Jesus gekruisig is en opgestaan het, hulle glo al die dinge wat 'n gelowige behoort te glo, maar hulle het 'n gebrek aan geloof. Of wat die Bybel sê, hulle het die gebrek aan die oortuiging van hulle geloof. Want hulle glo ten dele. En dan sukkel ons om in volle oorgawe te lewe. In vers 21 en 32, ek spring nou baie stukke vooruit, soos ek sê, gaan lees gerus hierdie gedeelte by die huis. Dan sien ons dat Martha en Maria se afsonderlik hoe hulle optree, hulle is half verbuiten. Want by geleentheid in vers 21 en vers 22 sien ons dat eers Martha en toe Maria later vir Jesus sê, as u was, kon hy nog gelewe het. As die betyds gekom het. Maar hulle verstaan nie dat baie keer talm God om dinge te laat realiseer in die lewe, sodat die wonderwerk daar kan wees. Sodat mense se geloof gebou kan word. My eie geloof moet baie keer gebou word op grond van dit, wat as ek in die twyfel raak, moet ek sê, nee, ek glo. Ek hou vas aan my geloof, ek het 'n onwankelbare geloof, ek is bereid om die kans te vat om God te glo, want as ek voluit glo, dan weet ek hoef nie bekommerd te wees nie. Want mense het verwagtinge oor wat God moet doen, en hoe God dit moet doen. En hulle raak ongelowig, en hulle geloof is swak, as dinge nie uitwerk, soos wat ek gehoop het en geglo het moet wees. En baie keer het ons eintlik meer 'n hoop, as wat ons geloof het. Jy sien, 'n wagtyd is 'n goeie tyd. Want 'n wagtyd, wanneer ons moet wag vir dinge, dan word ons geloof gebou, ons geloof word versterk. En dan kan ons getuig en sê, dit was die moeite werd. Hoeveel keer sien ons nie dat ons baie keer was ons opgehou? Ons ry ergens heen en daar's miskien was dalk 'n padwerke of daar's dalk die verkeer is baie druk en ek is haastig en ek wil by die punt uitkom net om uit te vind dat op daardie selfde tyd wat ek gery het, as ek vroeër by 'n sekere punt verby gegaan het, sou ek deel van 'n tragiese ongeluk gewees het. Baie keer gebeur het in my lewe dat deur daar 'n wagtyd was dat ek beter ontvang. Dat ek 'n groter seën ontvang uit die Here uit, net omdat ek bereid was om te wag. Want God wil my op 'n sekere tyd seën. Wanneer hy weet dat ek in staat is om dit te kan hanteer, wanneer hy my kan vertrou daarmee, wanneer ek werklik gereed is om dit te ontvang, wanneer ek nie emosioneel 'n verwagting het nie. Maar ons het baie keer, laat ons toe dat ons emosies, ons gevoelens, dat dit die oorhand oor ons geloof kry, oor ons verhouding met die Here kry. En dis wanneer my vlees moet
onder beheer kom. My vlees onder gesag van my gees moet kom, sodat my gees kan kommunikeer, want my vlees kan nie kommunikeer met God nie. Ja, ek kan geluide maak, ek kan sing en ek kan bid en ek kan praat, maar my gees is die skakel tussen my en God. En solank my vlees se begeertes en behoeftes die boetoon voer en die ongeloof bewerk in my lewe, kan my gees nie skakel met God nie. Dan is daar 'n belemmernis. Dis soos ons baie keer ervaar met ons netwerke. Jy, hallo die kant en die ou hoor jou nie aan die kant, maar jy hoor hom nie, of andersom. En dis hoe dit baie keer gaan, wanneer ons met God deel, ons hallo, en ons dink God hoor ons nie, maar daar's 'n kommunikasiegaping as gevolg van dinge wat nie in plek is. Dinge wat in plek moet wees ten einde. God het nie 'n sekere routine nie, maar daar moet dinge in plek wees ten einde God se gees te kan laat werk. Ek moet in die regte formaat wees. Jy sien, die dood is seker die mens se grootste vrees. Ons almal leef, en ons almal leef met 'n verwagting dat ek môre sal opstaan, dat ek môre dinge sal kan gaan doen en kry. Maar wanneer die dood ons in die gesig stel, wanneer die dood op ons voorstoep kom staan, het sy dit 'n familielid is, het sy dit met onsself is. Baie keer is iemand het 'n lang siekbed en die verwagting is daar dat hierdie persoon gaan sterf een of ander tyd, maar wanneer die dood intree, dan is dit verskriklik, want dis die finaliteit daarvan. Die finaliteit van die dood. En in hierdie geval by Martha en Maria was dit ook die finaliteit van hulle broer wat gesterf het. En kon Jesus nie maar moeite gedoen het nie, want hy was tog immers 'n vriend en hy was tog immers aan huis by hulle. Hulle was nie maar net nog mense nie wat hy moes bedien nie. En baie keer voel ons ook, Here, ek gaan gereeld kerk toe. Here, ek gee my tiende, my offerande. Ek doen die regte dinge. Ek probeer sonde vermy. Ek probeer 'n opregte lewe handhaaf en ek probeer om ander mense aan te moedig en te sê dien die Here, en dan gebeur hierdie goed met my. Here, hoekom? Hoekom, Here? As iemand net maar sou, is dit nie baie keer ons gevoel ook. Is dit nie baie keer hoe ons optree, as ons dink, Here, as iemand net, hoekom het hy nie vroeër? Hoekom het ek nie vroeër tot geloof gekom nie? Hoekom het ek nie die Here vroeër in my lewe gekry nie? Want ek dink, Here, ek sou baie meer kon gedoen het nie, ek sou nie. Want God het sy tyd. Hy het geweet wanneer ek tot bekering moes kom. Hy het geweet wanneer ek gereed is om 'n verskil te maak. Maar miskien is ek vroeër op 'n jeugdige ouderdom tot bekering gekom het, en ek sê nie dis verkeerd nie, maar hoor vir my, as sou dalk verwaand en arrogant gewees het. Maar ek moes eers sterf in my vlees, ten einde bruikbaar te kan wees vir God. Ek moet eers aan my vlees sterf. Die dood spreek altyd die laaste woord. Baie van ons sou nie gedink het in 'n situasie waar hy dood is om God te raadpleeg. Baie van ons in noodsituasies, dan roep ons daar uit, o Here, help. Maar gaan hoor ons rarig wat God se wil is. Doen ons die moeite om in verhouding met Jesus Christus te lewe, sodat wanneer daar nood op ons pad kom, ons weet wat ons regte is, dat ons weet waarop ons gaan staat maak, dat ons weet ons geloof word gelouter en dat ons nie mismoedig raak nie. Jesus het altyd God geraadpleeg. Selfs op pad na Lazarus toe het hy met sy Vader gepraat. Praat ek en u gereeld met Jesus oor wat ons gaan doen, of is dit net wanneer die polpo die vlam stryk, dan roep ons, Here, help my. Dan is dit so Martha en Maria wat sê, o Here, hoekom was u nie? Here, waar is u? Hoe kan u dit toelaat? Hoekom, Here? Johannes 5 vers 19 en vers 30. Toe het hy hom verweer en hulle gesê, dit verseker ek julle, die seun kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen maar net wat hy die Vader sien doen. Wat die Vader ook al doen, doen die seun ook net so. Vers 30. Uit my eie kan ek niks doen nie. Ek oordeel soos ek dit van die Vader hoor, en my oordeel is regverdig, omdat dit nie my wil is wat ek nastreef nie, maar die wil van hom wat my gestuur het.
Het ons hierdie gesindheid? Of is ons die self-made man and woman wat sê ek weet, ek het ervaring, ek kom deur die lewe, is nie gister gebore nie, ek weet, tot my ek weet nie meer werk nie, en dan wil ek by God nie. En dan sê God partykeer 'n bietjie, wag gou 'n bietjie. Ons sien in vers 33, toe Jesus die pyn en die hartseer sien van Martha en Maria en die ander mense, toe hy bewoog geword. Nie oor Lazarus wat gesterf het nie, maar oor die seer en die pyn wat hy sien die mense ervaar wat in omstandighede geraak word. Die trauma. En baie van hierdie dinge gebeur baie keer in ons lewe as gevolg van ons eie keuse. Nie as gevolg van die duiwel wat ons blameer en ander mense nie. As gevolg van ons eie keuse baie keer. En God ween wanneer hy ons hartseer sien, wanneer hy ons trauma sien wat ons deurgaan, die verliese wat ons ly, dan ween God saam met ons. Partykeer ween hy omdat ons ongehoorsaam is, omdat ons ongelowig is, omdat ons sommer net onbetrokke is. Nie die moeite werd af nie, want ek het te belangrike dinge in my lewe. Ek is te moeg gewerk, want ek is geseënd met werk, so ek is te moeg om die Here te dien. Ek het nie tyd nie. Want jy verstaan nie. En dan ry ons die lys van verskonings af. Ek dink, as ons gaan kyk na ons lys van redes hoekom ons kerk toe moet gaan, hoekom ons die Here moet dien, en hoekom ons daagliks met hom in 'n verhouding moet leef, dan is dit of 'n baie kort lysie, of daar is geen lys nie. En ek sê dit met hartseer. Want ons gaan ons verskriklik besig hou met tydelike dinge, met onbenullige dinge, dinge wat nie ewigheidswaarde het nie, maar wat vir ons vreeslik belangrik is. En ons eie vlees en die vyand en mense opinies en druk van buite van die samelewing maak dat ons wil voldoen aan sekere standaarde wat nie noodwendig God se standaarde is. Wat nie God se plan is vir ons lewe. Wat gebore en ontstaan het in ons eie vlees en die van ander mense. En die vyand kapitaliseer daarop, hy gebruik dit om ons te kastei. Dan sien ons in vers 37 die verwyt van die omstanders. Maar hy wat blindes wat sien en doofes wat hoor, kan hy dan nie maar 'n plan gemaak. Hoe dikwels kritiseer ons en ander mense nie God as ons reken hy het versyn of hy het nie gedoen wat hy behoort te doen nie. Hoe dikwels is ons nie krities nie. Maar wanneer ons nie die wil van God uitleef nie, dan raak Jesus bedroefd, of God raak bedroefd. Hy raak bedroefd. En dan kritiseer mense en sê, maar ag. En hy wil amper voorskriftelik raak oor hoe God moes opgetree het, en wat God moes nie moes nie. Die verwyt in situasies is baie keer groot. Vers 39 sien ons dat Jesus gevra waar het julle hom neergelê? En Martha sê vir hom, Jesus is dood, hy ry al. En die van ons wat uit die agtergrond het kom waar jy gewerk het met mense wat afgesterf het, weet dat na so 3 dae 4 dae begin dryf, lyk as jy die water verdrink het, dan begin dryf. En na 3 dae, as 'n persoon in 'n voertuig of in 'n warm vertrek was, dan begin ryk hy, want hy begin ontbind. Die ontbindingsproses was reeds aan die gang, ook met Lazarus. En soveel keer in ons lewe kom die vyand en mense
vra vir ons, ryk jy dit? Is te laat. Gaan nie help nie. Dit gaan nie werk nie. En dis wat die vyand vir ons dag na dag kom vra, ryk jy dit? Om ons bewus te maak van iets wat ons reken verlore is. Om ons aandag te vestig op iets wat nie van God af is nie. Om God se wil en God se woord ongedaan te maak in ons lewens, om ons geloof af te takel, vra hy vir ons, ryk jy dit? En hy gee nie om wat die omstandighede is nie. Hy gee nie om hoeveel seer kry nie. Hy gee nie om hoe groot die verlies gaan wees nie. Hy vra net vir jou, ryk jy dit? Jesus sê in vers 90, as jy glo, dan sal jy die heerlikheid van God sien. Jesus kon nie van gesê wat hy vir die Vader gesê het in Markus 9 vers 23 nie, want toe die Vader kom en die disippels kon nie die seun, die duiwels en die siekte bestraf in die seun nie, toe kom die man na Jesus toe en sê, as u vir ons iets kan doen, en Jesus sê vir hom wat dit aan betref, as jy glo, want vir almal wat glo, is alles moontlik. Maar Jesus kon dit nie vir Martha sê nie. Want haar geloof op daardie stadium was afgetakel, want sy het geglo wat die Bybel van haar sê, ryk daar. En so gebeur het baie keer in ons lewens, dat ons nie maar net op suiwer geloof kan funksioneer nie, want ons geloof is nie gefokus op die woord van God nie, op die wil van God nie. Maar ons is besig om te ryk, die verrotting. En ons aandag is gevestig op die verloor, op die verlies, op die negatiewe. En daarom kan ons nie net op ons geloof deurdra nie. Dan moet ons vir die Here sê, Here, help my. Dat die Gees my versterk. Ek moet die duiwel bestraf. Ek moet mense bestraf. En sy hou op om negatief te spreek in my lewe. Maar ek gee nie om hoe dit ryk in my lewe nie. Maar ek weet dat God daardie weer kan doodmaak. Dat God weer daardie ding wat so ryk kan lewendig maak. Weer kan dat werk, weer in wording kan stel. Dis wat ek weet. Jy sien, want God wil baie keer hê dat daar 'n bonatuurlike uitkoms in ons lewe moet wees. Dit wat ons aanvaar baie keer, wat die dokter sê, wat mense sê, wat ons eie ervaring vir ons sê, en wat die duiwel vir ons fluister, dat ons nou miskien maar vrede gemaak het, ag jong, dis maar hoe dit is. En ons bevraagteken God en sê, Here, maar hoekom het jy vir Piet en Sunny en Annie en vir Koos en dinge gedoen, Here, maar jy doen wil, dit gebeur nie in my lewe nie. Here, ek is plek amper meer toegewy, ek lees die woord meer getrou, ek is meer getrou, Here, maar kyk daar. En dit is miskien baie keer die probleem, omdat ons geloof, ons aandag is verdeel, en dis so die vyand weet hy kan gebruik ons geloof af te takel, want hy vestig ons op ander se sukses, en op wat ander kry en ontvang in hulle lewe. En ek moet nou vir jou ook sê, dat baie keer ontvang mense, dit is nie nog noodwendig God se wil nie. Want jy sien die duiwel seën ook. Want jy weet as jy jou seën, nou hou hy vir jou so besig, dat jy nie tyd het vir God nie, dat jy afvallig raak, dat jy weggaan en groot raak in jouself. Dat die materiële jou kom ontvoer, jou vlees. En dan is het nodig dat ons weet dat soms gebeur bonatuurlike dinge, maar nie altyd nie. Want God het 'n rede en 'n doel met alles. Soms gee God net berusting om te aanvaar en in sy krag voort te leef. Ons is soms nie gereed om dit wat ons begeer te kan hanteer. En God weet, want hy ken die einde van die begin af. En daarom is dit vir ons baie moeilik as mens, en daarom moet ons probeer om wanneer iets gebeur in ons lewe, God se aangesig te soek en te sê, Here, wat sê U? Dankie Here dat U hierdie
situasie op my pad gebring het, sodat ek kan groei, sodat my geloof kan versterk, Here, dat ek my vertroue op U kan sit, en nie langer op myself, of op ander mense, of op materiële dinge nie. Want selfs Martha en Maria, wat vriende was met Christus, wat te doen gehad het met Jesus, en die omstanders wat geweet het van die wonderwerke wat Jesus gedoen het, en Thomas, wat ervaar het saam met Jesus die wonderwerke, hulle het 'n opinie gehad. Hulle was maar net daar, hulle was maar net vleesmense, vleeslike gelowiges. Maar hierdie ding met Lazarus moes gebeur, hierdie ding in jou lewe wat gebeur, en wat jy nie verstaan nie, wat vir jou traumaties is, dit moet gebeur sodat mense, nie net jou nie, maar dat mense se geloof in God kan versterk word. Dis hoekom God jou sal die krag gee om deur te beweeg, of daar 'n bonatuurlike gebeurtenis gaan wees, prys die Here, wat 'n getuienis gaan wees, en of daar maar net berusting gaan kom en heling gaan kom, sodat ons kan aangaan en leef in God se woord. Dis God se wil. Maar dit sal aanmoedigend wees, verander. Ek en u kom nie tot bekering vir onsself nie, sodat ons ewige lewe net kan beerwe nie. Dis nie al waarvoor ons tot bekering kom nie. Ek en u kom tot bekering as 'n getuienis vir ander mense. Mense wat ons geken het, wat geweet het die foute wat ons gemaak het, hoe ons lewe was, wat sê, hoor, wow, hierdie persoon is nou 'n inspirasie, en ek sien God kan mense verander. Dis hoekom jy tot bekering kom. En die tweede plek is om God se koninkryk te vier. Of eintlik is dit in die eerste plek. Dit gaan nie oor my nie. Dit het nie gegaan oor Lazarus nie. Dit het gegaan oor die omstanders se twyfel, se kritiek. Dit het gegaan oor Martha en Maria. Dit het gegaan om vir die disippels wat al was van elke dag, ons sit partykeer skies op dag vir dag. Sondag vir Sondag sit ons in die kerk, ons lees ons Bybel, maar dat ons nog steeds hierdie vleeslike mentaliteit, hierdie ongeloof, hierdie ek weet dan, sê nou maar. Ek sluit af met, as jy vanmôre, toe Lazarus uit die graf kom, en dit is so interessant, toe was hy nog gebind in sy hande en voete, so hy kon nie uitloop. Nou hier raak het nou ook gespook, so hy moes half 'n bietjie gesweef. Want hoe as jy vastgebind is, hoe gaan jy kan nie loop nie. So, die goed wat ons nou in die vliegsluis het al daai tyd gebeur. Dit was soos half, so wat. Dis no big deal. Maar hy kon niks doen nog op haar stadium nie, hy moes losgemaak gewees. Hy kon nie sien nie, maar daar was 'n doek om sy kop. En ek wil vanmôre afsluit en vir u sê dat as u miskien vanmôre nog aan die hande en die voete gebind voel, deur een of ander iets. As u vanmôre u visie geblok is, as u sig nie helder en duidelik is nie, omdat daar iets is wat dit belemmer, wil ek vir jou van hierdie môre die bemoediging gee en sê dat vir hulle wat glo, is alles moontlik. Ek wil dit vanmôre sê. Glo in God. En jy sal sy heerlikheid ervaar. As jy vanmôre staan en jy sit en jy sê, ek is gebind, ek voel nie of ek die krag het om los te breek nie. Vra vir iemand. Sê, Here, stuur iemand in my lewe wat hierdie doeke kan losmaak, wat hierdie ding kan afhaal van my gesig af, dat ek U kan sien. Dat ek kan beweeg, dat ek my hande kan oplig en die Here kan loof en prys, dat ek kan getuig van U heerlikheid. Here, doen dit nie op grond van my geloof vanmôre nie, want my geloof is môre dan baie min. Maar nou sê die woord vir my ook al, het jy geloof soos 'n mosterdsaad. As jy vir hierdie berg sê, skuif, dan sal hy. Het jy vanmôre mosterdsaad geloof? Het jy vanmôre net so klein bietjie geloof? Is daar baie twyfel vanmôre? Ek wil vir u verseker, daai bietjie is genoeg vir God. Gee dit net vir God. Leef dit net voluit uit. Doen dit net met oorgawe, dan sal jy God se heerlikheid ervaar in jou lewe. Jou lewe sal nie probleemvry wees nie, nee, maar jy gaan die krag en die vrymoedigheid hê om enige probleem, enige berg oor te steek. Niks sal veel te moeilik wees.
Want beproewinge, ons het die ander dag gepraat oor agterloutere vreugde, dit maak nie dat sin nie. Beproewinge is daar om ons te laat groei, te laat ontwikkel, nie om ons te stop nie. Want die woord van die Here sê, jy is meer as oorwinnaar. Jy is tot alles in staat deur Jesus Christus wat jou krag gee. As jy dit glo vanmôre, vat dit. En dan kyk jy hoe val hy doeke af van jou af. Hoe raak jy vry? Hoe raak jy van ongeag van wat jou werksomstandighede is, ongeag van wat mense se opinie is, ongeag. Kom ons glo en ons fokus op God se woord. Want hierdie is 'n realiteit. En as oor en oor, nie net in die woord van die Here nie, maar as oor en oor bewyse in die lewe van God se krag, se genade, se heerlikheid. Ons sien dit om ons moet net begin kyk. En dit is nie altyd in die groot, die wow nie. Dis baie keer in die klein. Om in die oggend te kan opstaan en die natuur te kan ervaar, om op te kan staan en nie pyn te hê en te sê, ek weet nie of ek dit gaan maak nie. Is 'n voorreg. Om wakker te word is 'n voorreg. Om God met my eerste gedagtes kan sê, Here, dankie vir die nag, dankie vir die dag, is 'n voorreg. Dis nie 'n plig nie, is 'n voorreg om dit te kan doen. En dan gaan ons na die ander dinge, en as ons begin met die klein en die dinge wat ons as vanselfsprekend aanvaar in ons lewe, dit is maar so, ek moet dit mos hê, want ek het dit al vir die laaste hoeveel jaar gebeur dit maar so. Kom 'n bietjie uit jou tradisie, kom 'n bietjie uit die mag van gewoonheid, en kom kyk 'n bietjie wat God vir jou het. Begin dankie sê Here vir hierdie klein ding. Sê dankie vir die skoppie en die bes, ja, maar ek moet vier aan die jaar. Prys die jaar. Jy het 'n manier om die vuilgoed uit jou lewe uit te verwyder. En hier is ons 'n beter skoppie, die woord van die Here. Hy vat sommer nog meer vuilgoed weg. So kom ons begin vanmôre in geloof. Vra vir die Here vir geloof. As jou geloof klein is môre. Kom ons vra vanmôre, sê Here, help my. Laat my geloof gebou kan word. Hierdie omstandighede, Here, dit is ongemaklik. Dit laat my huil, Here, dit maak my seer. Ek verstaan dit nie, Here, maar ek weet dat U dit gebruik om my te vorm en my te bou. Here, hier is my liggaam. Hier is die pottebakker, ek is die klip. Vorm my, en maak my, en soos U wil. Halleluja liedjie. Ons begin halleluja liedjie sing in die kerk. Ek hou baie van dit. Jy moet se Vader baie dankie. Dat ons weet, Here, dat alles die 4 dae laat is nog steeds betyds, Here. Daar kom baie kere en tye in ons lewe wat ons voel dat you are absent, Lord. Dat you don't hear us. En die hoekoms en die waaroms, Here, is baie, want ons verstaan nie, Here, want ons as mens verstaan nie. Here, daarom kom ons môre en sê baie dankie. Baie dankie dat ons weet, dat ons glo in U, dat ons U heerlikheid sal ervaar, dat ons dit sal sien in ons lewens, en ook in die van ander. Here, dat ons lewens 'n getuienis sal wees van U heerlikheid, dat ons lewens sal wees, dat ons soos 'n Lazarus opgestaan het uit ons ou lewe uit, Here. Toe ons dood was in die gees, toe ons geestelik gesterf het, Here, dankie, Here, dat U ons opgewek het. Dankie dat U ons vanoggend gaan opwek en sê, wat jou naam ook al is môre, die Here roep jou en sê, kom uit. Kom uit daardie graf waarin jy verval het, uit daardie groef waarin jy verval het. Kom uit. Baie dankie, Here, dat U die grafdoeke gaan verwyder. Dankie vir 'n nuwe lewe, dankie vir 'n nuwe visie, Here. Dankie dat ek kan opkyk en kan sê dankie, Here, vir die natuur. Ons spartel, ons werk elke dag, Here, en ons is aan die gang en ons is so bekommerd oor baie dinge, Here, maar gee dat ons sal doen wat die woord van ons sê, soek aan het eers die koninkryk van God. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Here, dat ons môre ons visie sal fine-tune. Here, dat ons môre ons visie sal gerig op U koninkryk en wat U wil is, Here, soos Jesus gesê het, ek doen niks as ek nie sien my Vader doen dit nie. Here, dat ons môre sal begin om in alles wat ons doen, die eenvoudige,
Nie net die onmoontlike die Here, maar ook in die eenvoudige sal kom en sal sê, wys vir my hoe u dit doen, sodat ek ook so kan doen. Deur die woord, deur die Gees. Ons dank U daarvoor vanmôre, Here. Ons sê dankie in die mooi naam van Jesus Christus. Amen.